As ons so besig is met Openbaring, ons as gelowiges, dan wonder ons baie keer, nou wat van my? Wat van my as 'n gelowige? Waar gaan ek wees? Waar gaan ek staan? Waar gaan my rol wees binne in hierdie eindtyd? En nogal is dit interessant dat die Bybel heel wat te sê het daaroor, maar baie min mense weet heel wat daaroor. Want ons word dit nie geleer nie. En daar is soveel teorieë gebou rondom Openbaring, en soveel vals teorieë en soveel goed wat eintlik glad nie Bybels gerig is nie. Maar daar geen motivering voor in die Bybel werklik waar is. Dat mense staan terug, gelowiges staan terug en sê, okay, so kom ons wag nou maar. Kom ons wag nou maar en ons sien wat gebeur. Wat gaan die Here met my doen? Het hy iets? Het hy iets vir my? Of is dit nou maar net sy wraak wat hy gaan uitstort hier op hierdie ongelowige wêreld, en waar is ek as 'n gelowige? Jy het 'n plek. Die Bybel sê vir ons jy het 'n plek. Ons moet dit reg lees en ons moet reg verstaan. En wanneer ons die dinge reg verstaan, dan kan ons onsself geestelik voorberei daarvoor. Want die Here gaan nie die goed vir ons gee in Openbaring. Hy gaan nie vir ons hierdie boek gee met alles in vir my en jou, en nie vir ons sê wat met ons gaan gebeur aan die einde van die dag. Hy gaan. Want hy is mos lief vir jou en my. En as ek lief is vir God, dan gaan ek uitreik na hom toe en ek gaan probeer om hom te gehoorsaam in die eindtye. Nie my eie wil nie, nie wat die wêreld sê nie. Nie saam met die wêreld gesleep word in die dinge van die wêreld in die eindtyd nie, maar juis om in die wêreld te wees as 'n getuie, as 'n ambassadeur vir my koning Jesus, wie se koninkryk in my is. Want dis wat ons leer in die woord, is God se koninkryk is in ons, en juis hierdie reeks gaan oor die twee koninkryke, God se koninkryk en Satan se koninkryk. En hoe nader dit aan die einde raak, hoe moeiliker gaan dit word om onderskeid te tref, want die verleiding is groot, selfs in die geloof en uit die woord uit. Daarom, laat ons hierdie les vat vandag oplet, laat ons hoor, laat ons leer, laat ons dit ons eie maak, sodat ons weet wat ons koning Jesus van ons wil hê in die einddae, nie wat ons wil hê. Dat ons nie so gefokus sal wees op die vleeslike, dat ons die geestelike koninkryk van God totaal aan hom is. So voordat ons kom, wil ek net gou die Here se seën vra op die woord. Want saam met my, bid saam met my en vra saam met my in jou hart, dat die Here hierdie woord vir ons sal oopbreek en vir ons sal duidelik maak. Ons hemelse Vader, U is God, U is heilig, heilig, heilig. En aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. En hemelse Vader, my gebed is dat in hierdie woord, almal wat dit gaan ontvang, almal wat dit hoor, Here, dat hulle dit vir hulle sal sin maak. Dat dit nie by die een oor en die ander oor sal uitgaan nie, maar Vader, laat dit 'n blywende indruk sal maak, sodat ons in die laaste dae gereed sal wees om staande te bly as U kinders, as U kerk, as U koninkryk, in afwagting vir die dag wanneer die wolke oopmaak en U verskyn, Here, en om ons saam met U gaan opneem. Baie dankie. Dat ons ook hier bly vooruitsig het, dat ons is nie alleen, maar dat U met ons is in alles. Ons loof U, ons prys U, ons dank U, want U is die enigste ware lewende God. Amen. Ons kyk na gelowiges in die laaste dae. En een van die gedeeltes wat ek graag met julle wil voorhou, is baie bekend en baie mense wonder daaroor. En dit is naamlik in Openbaring 11. Ek begin met die twee getuies. Want die twee getuies is juis die wat miskien die meeste intens bespreek word in die Bybel as gelowiges, wat gefokus is op God se koninkryk en nie op Satan se koninkryk. As ek wil graag met dit begin, want dit word in breë trekke bespreek. Daar is verwysing na die gelowiges ook in die res van Openbaring, maar ons sal later daarby kom, maar vir nou wil ek net iets so vassteek. Het is naas Openbaring 2 en 3 wat hierdie beskrywing het. Openbaring 11 vanaf vers 1. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, sê Johannes, wat soos 'n scepter lyk, en daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof, wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie.
omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap, 3,5 jaar. Ek sal aan my 2 getuies opdrag gee, en hulle sal my rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Hulle is die 2 olyfbome en ook die 2 lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad wil aandoen. Hulle het die mag, die 2 getuies, om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd waar hulle God se boodskap verkondig, nie reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerlei plaag te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte kom teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem, wat natuurlik Jerusalem is. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dae lank daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie 2 profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n teistering gewees. Maar na 3,5 dae het daar egter asem en lewe van God in hulle ingekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing. 'n tiende van die stad Jerusalem het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom, het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wees verby, kyk, die derde kom gou. Soos enige profesie, wanneer ons profeties begin praat en profesie begin uitlei die Bybel, sê ek vir jou met die opening, dat dit is nie 'n definitiewe nie. Ek kan nie vir jou definitiewe gee van enige iets van dit wat ek vir jou vandag sê nie. Ek gee vir jou 'n basiese opbreek van soos dit moontlik kan wees. Want enige profesie weet ons eers wat die waarheid is wanneer dit gebeur het. Dan val alles in plek. Voor die tyd is ons besig met bespiegeling, maar die Heilige Gees gee wel vir ons die vermoë om hierdie profetiese uitsprake van die Bybel bymekaar te bring en dit vir ons te laat sin maak op 'n manier wat ons dit kan verstaan en dit kan begin gebruik en toepas. Wanneer ons kyk na die 2 profete, word daar ook gepraat van die 2 getuies. En hulle getuig vir 3,5 jaar in Openbaring 11 vers 1 tot 10 en dit gaan bitter baie sterk getuienis wees. Dit gaan nie hierdie getuienetjies wees wat ons gee nie. Hierdie is heeltemal onmenswaardig. Dit gaan iets heeltemal totaal en al anders wees. So sterk getuienis dat die hele wêreld gaan bewus wees van hulle. Nou, hierdie 2 getuies kan moontlik voor die eerste trompet hul verskyning maak. Ons gaan later met die trompette werk, dan gaan jy verstaan, ek gaan nie nou op die trompette fokus nie, maar hulle gaan moontlik voor die eerste trompet hulle verskyning maak, want hulle word opgeneem in die hemel, Openbaring 11 vers 12, en dit lyk asof hulle opneem in die hemel val saam met die wegneem, of die sogenaamde wegraging van die gelowiges. Maar wanneer die Bybel praat met Jesus se wederkoms. Die kenmerke van die 2 getuies is, en dit is baie belangrik, hierdie moet ek en jy na kyk, want ek kom na jou toe met die vraag vanmôre. En ek vra vir jou spesifiek as gelowige, jy wat sê jy is 'n gelowige kind van God. Hoe sterk is jou geloof? Is jy 'n getuie vir Jesus? Of is ons godsdienst net iets wat ons wil gebruik tot ons eie voordeel en tot ons eie sis? Want ons het geleer in hierdie wêreld dat ek nie 'n voordeel, 'n finansiële voordeel of een van 'n materiële voordeel uit my geloof uit het, dit beteken die geloof van my niks. Dan verwerp ek die geloof, dis hoekom die kerke leeg is vandag. Want die mens kom met sy selfsugtige neigings na die koning van die konings en die Here van die Here toe sê, ek wil hê.
Ek kom na hierdie standaard na jou toe vandag, gelowige kind van God, en ek vra vir jou, hoe ver, hoe naby is jy aan hierdie spesifieke standaard van hierdie twee getuies? Hierdie twee getuies dra rouklere, met ander woorde, hulle leef binne in 'n sonde besef van hulle swakheid. Hoe nodig hulle die genade en die gawe van God se verlossing in Jesus Christus het. Hulle kom met hierdie rouklere na God en besef, maar ons is totaal ons sonde. Daar kom vuur uit hulle monde. Hierdie vuur kan 'n fisiese vuur wees vir hierdie twee getuies, maar my en jou vuur is ons getuienis. Hoeveel praat ek en jy? Hoeveel getuig ek en jy? Van die koning van die konings en die Here van die Here daar buite. Want hierdie getuies staan nie net in die kerk nie. Hulle is in die tempelplein, in die openbaar, tussen die mense, staan hulle en hulle getuig tot frustrasie van die mensdom. Ek en jy is te bang om hande oop te maak en hier op hierdie wêreld ons getuienis te gee van die Heilige Gees, van God se verlossingskrag, van Jesus Christus se wederkoms, wat so op hande is. Zip ons, want ons is bang. Ons is banger vir die wêreld as vir God. Nee, hierdie twee getuies getuig so dat dit vuur word. Vuur wat uit hulle monde uitkom. Hulle doen wonderwerke. Is wonderwerke deel van jou lewe? Hoekom leef soveel gelowiges sonder wonderwerke? Hoekom kan so min gelowiges getuig sonder wonderwerke? Dat daar nie wonderwerke in hulle lewe is nie. Die Here beloof dit vir ons. Hy sê, vra en ek sal vir jou gee. Maar vra binne my wil, ken my wil. Leef ons, het ons wonderwerke in ons lewe, kan ons getuig, kan ons mense gaan vertel van wonderwerke. Hoekom nie? Want miskien twyfel ek net of jy. Miskien dalk is nie. As ek nie 'n ware getuie nie. Hierdie mense, hierdie getuies, neem beheer oor van die natuur soos die oorspronklike opdrag van God was. Hulle bid dat daar geen reën is nie. Hulle verander water in bloed. Hulle tref die aarde met plaag. Tot so 'n mate so frustrasie dat die anti-kris oorlog maak teen hulle. Hoor mooi, oorlog, jy moet die verskil besef. Oorlog is 'n wederwysige ding, dit kom nie net van een kant af nie. Moenie dink dat dit gaan net die anti-kris wees wat die vervolging doen nie, hy vervolg, maar hierdie twee getuies staan op in 'n oorlogsverband teenoor die anti-kris ook, tot frustrasie van die anti-kris. Want hy verlei die hele wêreld. Maar vir hierdie twee getuies kan hy nie verlei kry nie. Hoekom nie? Want hulle staan onder koning Jesus Christus. En niks, maar niks van daai fondasie van hulle voete uitruk nie. Want hulle het geleer wat dit beteken om in geloof met ons Hemelse Vader te leef. Ons kyk verder na hulle, wie is hierdie twee getuies? Daar's verskillende teorieë op hierdie wêreld oor ons van die twee getuies. Daar is dat hulle moontlik twee mense kan wees, Elia of Moses, of Elia en Henog, en ek het nou daar gehoor, selfs Elia en Johannes, wat Openbaring geskryf het, want Jesus het aan hom gesê dat hy gaan nie sterf nie. So hier is soveel verskillende argumente rondom wie hierdie twee getuies moontlik kan wees. En niemand gaan beslis weet nie. Soos ek jou in die begin gesê het, want die profesie het nog nie gebeur nie. Ons sal weet wanneer dit gebeur. Maar ter agtergrond moet ek eers teruggaan na die Bybel toe en net vir jou verduidelik wat die Bybel sê van hierdie twee getuies, sodat ons kan teruggaan in die woord en verder teruggaan in die woord, hulle moontlik identifiseer. Ek sny hierdie af van wie dit moontlik Elia of Moses of Elia en Henog weet. God alleen weet. Die Here alleen weet wie die getuies gaan wees. Maar binne hierdie getuies en binne in Openbaring is 'n boodskap vir my en jou rondom die twee getuies. Wat ek daarop fokus. Openbaring 11 vers 4 sê hierdie is die twee olyfbome en kandelaars wat voor God van die aarde staan. Sagaria 4 vers 3 feite verwysing na olyfbome. Hy sê daar's twee olyfbome langs die Here, een aan die regterkant van die oliekant en een aan die linkerkant. Sagaria 4 vers 11. Daarop het ek begin preek en gesê wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en die linkerkant? En hy sê, ek het nou daai ander versies uitgelaat wat nie van toepassing is nie.
En hy sê, dit is die 2 gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. 2 getuies. In die hemel, kandelare, olyfbome. Identifikasie, bring dit by mekaar. 2 getuies, 2 kandelare, 2 olyfbome. Kom ons kyk verder na dit. Markus 9 vers 4. En daar het al hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. In hierdie teorie verteenwoordig Moses die wet en Elia die profete. Ek is terug na hierdie 2 getuies wat hulle sê as mense. Ek gee vir die agtergrond sodat jy weet. OK, so ons moet nou nie die mekaar raak. Onthou nou dis die kandelare en olyfbome. Sit dit in jou kop. OK. Ons is terug na Elia en Moses toe net om vir jou agtergrond te gee hoe die mense by dit uitkom. Hulle sê dat Moses verteenwoordig die wet en Elia die profete en dit word afgelei van Matteus 5 vers 17 waar Jesus sê moenie dink ek het gekom om die wet en die profete te ontbind, ek het gekom om te ontbind nie, maar om dit te vervul. Ek weet nie hoe dit daarby kom nie. Maar ons kyk na 'n tweede rondom hierdie wat ek eintlik meer verkies. Openbaring 11 vers 4. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Olyfbome in Romeine 11. Praat van Israel as 'n olyfboom. En die heidene wat ingeënt word in die mak olyfboom. Met ander woorde, Israel word afgesny van die olyfboom, die wortel bly. Die gelowiges, ek en jy, die heidene nasies, word ingeënt binne in hierdie olyfboom as deel van die wortel van Isaïe, Jesus Christus, ten koste van Israel. Hoor jy wat ek sê? So word ons deel van hierdie olyfboom in Romeine 11. Kyk wat sê Romeine 11. As jy afgekap is van die olyfboom wat wild was en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is op hulle eie olyfboom ingeënt word? Kyk nou wat gebeur hierso. In Romeine 11 verduidelik Paulus hoe ons ingeënt is, maar hy sê ook dat die mak olyfboom gaan weer ingeënt word in hierdie wortel. En hy gaan weer deel word waar hy nou afgesny is. Gaan God kom en hy gaan hom weer in op hierdie olyfboom, net sodat jy sal verstaan die rol van olyfboom. Ek gee jou net 'n bietjie agtergrond. Dan terug na die kandelaars toe. 'n Lampstander is 'n sterk simbool vir die kerk in die Bybel. In Openbaring 1 vers 20 sê, dit is die verborgde tekenis, dit is toe Johannes die hemel vir Johannes oopgegaan het en hy hier kom en hierso sien hy die hemelse toneel. Jy kan gerus 'n bietjie gaan lees Openbaring. Ek het nie tyd om vir jou al hierdie goed te gee nie. Maar Openbaring 1 vers 20 sê, dis die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue lampe. Die 7 lampe is die 7 gemeentes. Nou hierdie 7 gemeentes is die 7 gemeentes in die Midde-Ooste in Johannes se tyd. Daar in Europa en tot Jerusalem so in die oos. Dit is waarna hierdie 7 lampe verwys. Jy kan maar gaan lees daar, so al ek gaan hulle nou vir jou almal gee. Ek gaan jou nou die lys van die gemeentes gee. So, ons sit nou met hierdie 2 olyfbome wat getuies is, wat heenwys na Israel en die gelowiges, volgens Romeine, as jy by my. En ons sit met die 7 kandelaars in die hemel, wat verteenwoordig is van die 7 gemeentes. Jy by my. Dus, my afleiding wat ek maak, is die olyfbome en die kandelaars is 'n verwysing na die gelowiges, nie na 2 individuele persone. Maak dit vir jou sin. Maak dit vir jou sin. Voordat ons ver kan gaan, moet jy hierdie verstaan. En dan kan ek nie met jou ver gaan, jy gaan my verloor. Ek glo jy verstaan. Ons kan aflei dat die olyfbome en kandelare die getuies is in die kerk. En dat hierdie getuies, volgens wat ons gelees het in Openbaring 11, moontlik 'n besondere krag kan ontvang van die Heilige Gees
en werklik gewone mense soos ek en jy, wat tekens en wonders gaan doen. Onthou julle, ek het met julle gepraat oor die tweede sterk oplewing van die Heilige Gees, wat hulle van praat in Engels van the latter rain, die laat reëns wat inkom. En dit wil lyk asof ons hierdie twee getuies en hierdie laat reën, hierdie later oplewing van die Heilige Gees, wil nie sê uitstorting van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is klaar uitgestort. Maar die oplewing van die Heilige Gees in die kerk kan ondervind. En die kerk, hierdie twee getuies kan wees. Wie is die kerk? Ek en jy. Ek en jy is die kerk. Ons is in die eindtoons. Dis hoekom ek jou so gevra het in die begin, leef jy sonder wonderwerke in die lewe? Hoekom? Hoekom? Want hoe kan die Here jou gebruik as jy nie nou al oefen en jou geloof oefen nie? En nou al reeds vertrou nie, sê nou maar net. Die Here wil jou gebruik in hierdie einde. Sê nou maar net. En as gevolg van ons eie klein gelowigheid word die Here ons aan die kant geskryf. En sê, ek kan jou nie gebruik in die koninkryk, want jou geloof is te min. Soek die wonderwerke in jou lewe. Soek die Here in jou lewe. Hê jou verhouding met hom. Want as hy jou oproep tot oorlog, moet ons gereed wees daarvoor. Want hy sê, ons gaan oorlog maak teen die anti-Christus. Dit gaan nie net 'n geestelike oorlog wees. Hierdie gaan 'n fisiese oorlog wees met vuur, water, wind. Dit wat die Here gebruik in die natuur. Oorlog. En die anti-Christus gaan hulle uiteindelik wen. Maar dink jy wat so 'n wonderlike getuienis het ons, as ons hier deur kan gaan, en ons is by die Here, en ons het 'n ewigheid om daaroor te kan praat. Die tyd, die anti-Christus, oorlog teen die anti-Christus. Kom ons breek Openbaring 2. Openbaring 2 is die briewe aan die 7 verskillende gemeentes. En wanneer ons hierdie briewe van die 7 gemeentes lees, dan kan ons nou nogal baie leer vir ons vir toepassing vandag. Ek gaan nou baie vinnig oorgaan. En ek wil jou nooi, moenie lui lees nie. Gaan vat jou Bybel en gaan lees hom. Gaan lees Openbaring 2. Kom na die tyd, kom vat foto's, dat jy weet. Gaan lees hom sodat jy die volle prentjie het. Ek skets vir jou 'n raamwerk. Ek het nie tyd om alles in breë trekking met jou te bespreek. Dit vereis dat jy jou eie studie ook gaan doen. Hierdie word op Openbaring 2 word op 2 tipe maniere verduidelik. Naamlik as verskillende tydperke van die kerk op aarde, van Jesus hemelvaart, die kerk tot en met Jesus se wederkoms dan, in daai 2000 jaar wat die kerk dan nou verskillende tipe kerke was, en hy kan so toegepas word, want dit werk. Of hy kan verskillende tipe kerke wees op die spesifieke tyd van ons dag. Dit werk ook. Want jy sal sien, jy gaan van hierdie kerke herken. As ons nou deur hulle gaan. Waarom gaan hulle geroer? Ons kyk eers na die brief aan Efesië. In Efesië sê die Here, hulle werk hard. Jesus sê vir hulle, julle werk hard. Julle jaag die valse leraars weg. Julle gee nie om swaar te kry nie. Maar ek keer julle nie goed nie. Want julle het nie liefde vir my, sê die Here. Is ons deel van die Efesiese kerk. Wat ons bereid is om te werk, maar ons het nie die liefde vir God nie. Hy is die bruidegom. Hy, aanhalingstekens, vry na ons. Al 2000 jaar. Wat hy na ons roep. En sê, kom. Wees lief vir my. Kies om my lief te hê. Ek gee nie om vir jou harde werk nie. Ek gee nie om hoe mooi dit lyk nie. Ek sien jou swaar kry, maar dit beteken niks as jy my nie lief het nie. Dan jy swaar kry verniet, want jy gaan verder vir ewig swaar kry in die hel. Ek verwerp jou, oor jy my nie lief het nie, sê hy vir Efesië.
Julle lamp word weggeneem. En Efesië is nie meer in die hemel verteenwoordig. Hy kom na Smyrna. En hy sê, Smyrna, julle gemeentetjie, ek sien julle. Julle word verdruk deur die mense buite. Julle kry finansiëel swaar. Julle weet dat in die eindtyd gaan julle nog swaarder kry. Julle gaan lyding kry. Julle gaan in die tronk gegooi word. En ons sien hulle vandag word in die tronk gegooi. Ons sien hoe word die mense doodgemaak gelowiges. Hoe lank moet ons nog blind staan daarvoor? Maar hier sit ons in die weste en ons het hier goed voel die evangelie. Van my Here moet vir my sorg in die materiële. Afghanistan het ek gehoor nou gister. Hulle doop jou nie. As jy bereid is om te verklaar dat jy vir jou geloof sal sterf. Want dit is onmiddellik deel van jou geloof as jy Christus kan bely. 99% kans dat jy gaan sterf. Ek het ook gesien nou op Smyrna. Ek het ook gesien nou vanoggend op van die Oosterse lande inligters die mense wat vervolg is ISIS laat die Christene in die strate kruip en soos honde blaf. En terwyl hulle dit doen, dan word hulle doodgeskiet of koppe afgekap. So hulle gaan weer 'n vernederingsproses omdat hulle sien as honde. So hulle moet in die strate kruip op hulle knieë soos honde totdat hulle knieë hou is en word hulle geskiet word. Dit is die realiteit van die wêreld daar buite, hoe hulle voel oor die koning van die konings en die Here van die Here. Ek en jy, ons leef hier so in ons gemak. Na die oomblik as ek nie wifi het nie, dan wil ek 'n tantrum gooi. Smyrna voel ek veer. Hulle is so op die Here gefokus. Dis al wat vir hulle tel. En die Here sê, Smyrna se lamp sal aanbrand vir ewig in my troonkamer. Want hulle gee alles. En hulle liefde vir my gee hulle alles. Kom ons kyk verder na Pergamum. Die Here sê vir Pergamum, jy bly getrou aan Jesus se naam midde in die sinagoge van Satan. Julle hang die leer van Biliam aan, julle preek vir geld, julle maak wins uit die evangelie, dis wat die leer van Biliam is. Julle maak die volk afvallig en julle leef onsedelik, buiteegtelike verhoudings. Julle leef onsedelik. Jesus sê, ek gaan self teen jou optree. Ek gee nie om hoe getrou jy aan my naam is. Want nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal om die koninkryk kom nie. Ek gee nie om hoe getrou jy aan my naam is nie. My naam beteken niks as jy my nie lief het nie. Dan gebruik jy my tot jou eie voordeel. En jy maak wins uit my naam uit. Jou lamp word doodgemaak en sal vir ewig nooit weer aan my koninkryk skyn nie. Pergamum verloor hulle lamp. Die Here kom na Thyatira toe en sê, julle het geloof, diensvaardigheid, volharding, met ander woorde, julle werk in die kerk, julle kom oor die geloof, julle glo self sterker as duiwels, julle het selfs die liefde, maar, net so Smyrna, soos Pergamum, laat julle seksuele sondes toe. En julle seksuele sondes gaan selfs verder as net die vleeslike. Dit gaan ook in die geestelike. Want julle seksuele sondes word julle God deur die vrou Isabel. En wat gebeur as ons die TV aansit vandag? Wat gebeur as ons die TV aansit? Isabel is Jezebel in Engels. Okay, Jezebel is heks. Letterlik sy werk met manipulation en manipulation is witchcraft. Okay, maar kom ons gaan aan. Ten spyte van julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, laat julle hierdie sondes toe. Ek gaan julle straf, sê die Here. Siekte en dood. Ek het nie 'n saad om toe liefde as jy nie liefde aan my kan bewys deur reinheid nie.
Ek het nie 'n saak met jou geloof, as jy nie jou geloof aan my kan bewys deur reinheid nie. Die mensvaardigheid, volharding beteken vir my niks. Thyatira se lam word doodgemaak. Ons kyk na Sardes. Sardes is baie aktief in die kerklike dinge, of die kerklike lewe, maar Jesus sê vir hulle is geestelik dood, en hulle die oorspronklike evangelie vergeet. As ek ek jou nou nog gevra het, kan jy getuig van wonderwerke in jou lewe? Kan jy getuig van hoe die Here intree? Kan jy getuig van jou noue verbintenis met die koning van die konings en die Here van die Here? Anders is jy geestelik dood. Wat beteken dit om te sê ek glo, en as jy bewys nie? Wat beteken dit om te sê jy glo in Jesus, maar dis nie bewys in die huis self nie, in my verhoudings? Ek sê dit is nie Bybelse standaard waarvolgens ek leef nie. Dis wat die Here verwag. Moenie geestelik dood wees nie. Leef die evangelie. Leef die Bybel. Dis nie net 'n ding wat jy kan gebruik whenever nie. 66 boeke moet voorskrifte van liefde, reinheid, opregtheid. Maar Satan weerhou ons om die woord te lees sodat hy ons kan maak die oorspronklike evangelie vergeet en ons geestelik dood maak. En die Here sê, ek gaan op jou afkom soos 'n dief in die nag. Jy sal nie weet wanneer om dit te verwag nie. Jy sal nie weet. Dis 'n prys is jou. En daar gaan geen genade vir jou wees nie. Jou lamp word plat gemaak. In daai kerk kan mens ook wys vir die kerk wat hoe sê mens, wat vasgevang is in geloof. Wat geloof die afgod maak en nie vir God as God ag nie. Godsdienstigheid. Ja. Dis die woord wat religious, ja. Excuse, ek het my voorberei. Ja. Ek dink as 'n mens met master jy kan ons Sondag maar in die genade as jy kan hê. Is 'n deel van dit wat ons nie opstel dat so jy weet Christus is ons ster. Dan is die genade, jy weet, is maar net groter meer in ons Sondag. Kan dit daar neerkom of nie? Wat dit op neerkom is om kerkgewoond te wees. Dat is 'n ander tipe gesprek, maar hoe ek dit verduidelik is, godsdienstigheid is ons is gekerk. Ons is nie geëvangeliseer. So met ander woorde, jy gaan kerk toe en jy glo, nou word jy gedoop, jy word aangeneem en voorgestel, jy weet waarvan praat, en al hierdie goede is reg, maar jy het nie 'n verhouding met Jesus nie. Want jy is gekerk en jy het godsdienstige gewoontes wat jy uitleef, wat jou nie nader bring aan 'n verhouding met Jesus nie. Want Jesus wil 'n verhouding met ons hê. God wil 'n verhouding met ons hê. Hy soek jou nie in die kerk nie. Hy soek nie in kerkgewoontes. Die kerkgewoontes is goed. Maar as dit jou nie nader aan Jesus bring nie, beteken dit vir Jesus absoluut niks. Om ons so te stel, daar's soveel mense wat vasgevang is met die dinge van God en die reëls van God en die dinge van God daar afgekom. So hulle is so besig met die dinge van God, waar die God van dinge nie meer teenwoordig is. En dit is ongelooflik, dit is realiteit. Kyk na jou groot kerke, ek gaan nou spesifiek Amerika toe, maar hier sit 'n groot kerk in Suid-Afrika al. Hulle doen alles om mense in die banke te kry. Hulle doen alles om mense in die banke te kry, en hulle het mense in die banke, duisende, net maar. Maar hoe ver is dit van God? Binne in daai kerk sit daar so paartjies, wat waarlik die Here soek. Die res is daar vir kerk, nie vir die Here van die kerk. Daar spesifieke woorde so van Johannes gesê, hoe maar ek kom wys om te neem die 94 die presiese woorde gesê. Maar hy het anders sê in Bybel gehad. Hy het gesê dit is soos 'n kremore Christen wat jy doen. It's not inside, it's on top. En dis Ek hou daar. Inside, it's on top. Kyk, ons gaan aan. Ons kyk dan Philadelphia. Philadelphia sê die Here vir hulle het min krag. Kyk hierso. Kyk hier onderskeid mense. Dit is belangrik dat ons hierdie goed moet verstaan. Maar hulle bly getrou aan die boodskap en verloor Jesus nie. Hulle hou vas aan die boodskap van Jesus se lyding.
Jesus sal hulle vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. So, met ander woorde, Smyrna gaan swaar kry, Philadelphia gaan vasgehou word binne in die swaar kry. Smyrna gaan mense doodgemaak word, hulle gaan lyding hê. Philadelphia gaan deur hierdie tyd van beproewing gaan, maar Jesus gaan hulle vashou, 2 groepe. Sien jy die 2 groepe? Sien jy die 2 getuies? Ons gaan verder, net terwille van die argument, kyk ons gaan na Laodicea, en sê vir hulle, julle vertrou op julle rykdom, julle groot kerk, julle blink goedjies, al hierdie nice goed wat julle het, maar julle is arm, blind, kaal, ellendig en beklaanswaardig. Julle is lou, julle geloof beteken vir my niks. Ek sal jy daarvoor verwerp uit my mond uitspoeg. Ek maak julle lank dood. Jy sal vir ewig nooit beskei. Ons moet onsself meet, om wat ek behoort ons. Ek som vir jou op. Daar bly net 2 kandelare oor. En ek hoop jy kan die verband inbring ten opsigte van die 2 getuies. Dis al klaar. Wat is Jesus se vereiste? Van my en jou, vanuit Smyrna kan ons leer. Ons moenie die vlees oor die gees stel nie, en selfs bereid is om vervolging in die gesig te staar terwille van ons geloof in Jesus. Al is ons arm in die vlees, moet ons ten spyt van wêreldse druk getrou bly aan ons verlosser. Wat maak jou beter as Jesus? Kom, wat maak jou beter as Jesus? Hoekom mag jy nie ly nie? Jou koning het terwille van jou die sweep gevat. Sy baard is uitgepluk. Hulle het hom geslaan op sy rug en laat sy ribbebene deurgebreek het. Hulle het 'n doringkroon in sy kop gedruk terwille van my en jou. Spykers in sy hande en voete, dorings op sy kop, op hom gespoeg, hom geklap, hom verwerp, hom deur die klippe gesleep. Ek mag nie seer kry nie, want ek is 'n kind van God. Wat maak jou beter? Wat maak jou beter? Jy is nie. Moenie Jesus verloon nie, leer ons vanuit Philadelphia. Hou vas aan die geloof. Daar gaan vervolging kom. En as jy die kursus saam mee loop, dan sal jy weet hoekom daar vervolging moet wees. Daar gaan vervolging kom. Wees gewaarsku. Maar daar is gelowiges wat die versekering kan hê dat Jesus gaan hulle vashou in die tyd van beproewing wat oor die wêreld gaan kom. Wie hulle is, weet God. Ek kan nie kies nie. Want selfs binne in lyding, binne in sterfte, van my geloof word God verheerlik. En weet jy wat dit beteken om te leef tot eer van God en nie tot jou eie eer nie? Leer ken die verskil. Want as ek leef tot eer van God, dan sien ek kans om deur die strate gesleep te word. Doodgeskiet te word terwille van my getuienis. Soos die mense in die ooste. Hulle ken die 2 getuies. En ek en jy, ken ons die 2 getuies? Of val ons onder een van die ander 5, wat ons eie godsdienst ken, terwille van ons eie goed van die evangelie, onder ons eie valse profeet. Ons gaan aan. Smyrna as die vervolgdes, waarskuwing van vervolging, tronkstraf, beproewing en oproep om getrou te bly tot die dood. Openbaring 13 vers 7 sê dat aan die Antichrist mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak. Daar soos die waarskuwing in Smyrna van die vervolging. Philadelphia is die beskermdes. Openbaring 3 vers 9. Die wêreld erken dat God hulle liefhet, word vasgehou in die tyd van beproewing wat oor die wêreld gaan kom. Die vrou in die kerk word vir 3,5 jaar versorg. Openbaring 12. Ons kom later daarby.
Hoeveel is ek en jy bereid om op te offer? Gaan alle gelowiges hierdie krag ontvang? Nee. Nee, anders. Die 7 lampe verteenwoordig die kerk in die geheel. 5 word verwerp en 2 bly oor. Dis minder as 30% in die kerk. Dis minder as 3% in die wêreld. Dis maar net 2% in die wêreld. Na die afvallige. Dis slegs hierdie minder as 2% wat werklik bekeer het en getrou gebly het. Die res volhard aan die sonde selfs binne in die kerk. Is jy deel van hierdie minder as 3%? Net nou iets gesê, dit kom nou terug op wat hy net nou gevra het van om aan te hou sonde te doen. Daar is jou antwoord. Yes. So, wat is jou keuse? Dis basically op wat daai ding. Okay. Kyk na die mense om jou. Kyk na die mense wie jy ken. As hulle gelowig is en hulle getuig van Jesus. Van daai mense, van 2% van hulle. Dit wil sê, uit elke 100 is daar 2 mense. Wat waarlik getuies is. En dis 'n rowwe beraming, dis 'n geskatte beraming hierdie is nie gewerk. So hy kan nog verkeerd wees. 2 uit elke 100 mense wat jy ken. Is jy een van daai 2? Of kyk jy ekstern? Dis nie op my van toepassing. Dit is. Dis op elkeen van ons van toepassing. En die een wat sê, dis nie op my van toepassing, moet vragies nou begin wakker word. Want jy slaap. Jy moet wakker word. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, is jy oproep uit die woord. Kyk op, jou Here is op pad. Sorg dat jou lampies olie in het. Trek jou rouklere aan. Soek Jesus met jou hele hart. Getuig openlik soos nog nooit tevore nie. Hou op bang wees. Moenie die vervolging vrees nie. Want die dood is ons oorgang. Ons beste kom nog. Hierdie is nie ons beste nie. Help om jou beste hier te soek. Geseënd is jy as dit met jou goed gaan nie. Geseënd is jy. Maar dis nie vereiste vir jou geloof nie. Dis nie 'n teken van gelowig wees nie. Jesus se vergelyking praat hy van die lampe, die 5 wat gereed is en die 5 wat nie gereed is. Hulle ken die storie van die 10 lampies. Gaan hom nie vir jou vertel nie. Hierdie lampies se olie dui op die salwing van die Heilige Gees. Volgens Lukas 12 vers 35, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Hoe brand my lamp voor die troon van die Here? Hy lewe, hy is nie 'n dooie dingetjie wat daar staan nie. Hy moet brand. Hoe brand my lamp voor die troon van die Here? Wanneer ek hom aan die brand hou, dis my werk, dis jou werk, gelowige kind van God. Dis jou werk om jou lamp aan die lewe te hou. Jesus het vir jou klaar die lamp gegee. Dis jou werk om hom daar te hou. Hou op terugstaan en sê dis iemand anders se werk. Nie predikant, nie pastoor, nie niemand anders as jy. Die verantwoordelikheid. Hou jou lamp vol olie. Soek die Heilige Gees as jy hom nie het nie. Gaan soek hom, vra en vir jou sal gegee word. Die Here sal gee sonder onderskeid. Moenie dink jy hoor hierdie boodskap verniet nie. Die Here roep jou. Hy sê ek het vir jou, ek wil vir jou gee. Fight. Ek het wil vir jou gee.
Moenie sê nee nie, moenie dit in 'n boksie toemaak, jy breek daai geskenkpapier, maak oop en leef met jou lamp kan brand voor die troon van die almagtige lewende God. Maar ek by hom kom eendag en kan hy vir my sê, mooi so, goeie en getroue vriendskap, welkom mooi koninkryk my kind, in plaas van gaan weg teen jou nie. Die mees vreesbevange woorde wat ooit gespreek kan word teenoor enige mens is dit, gaan weg teen jou nie. Maak jou lamp dood. Jy moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, dat wanneer hy van die bruiloft af terugkom, wat daar van hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop, Lukas 12:36. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Jesus het jou so lief, verstaan jy wat hier gebeur? Verstaan jy wat gebeur in hierdie stukkie? Voorwaar ek sê vir julle, Jesus, waarom mooi? Wat sê Jesus? Jesus sal jou klere ons, feesklere aantrek. Hy sal jou vat na 'n tafel. Hy sal jou laat sit. En Jesus gaan jou kos gee. Dit is sy liefde vir jou. Besef jy dit? Hy wil dit vir jou doen. Hy roep jou daartoe. Kom, almal wat moeg en oorlaai is, kom en ek sal vir jou rus gee. Kom. Is jou plek. Hou jou lamp aan die brand. Is jou plek. Moenie dat ek dit vir iemand anders gee nie. Maar ek wil dit vir jou gee. My Jesus. Sê die Jesus van die wêreld. Ek weet nie hoe is jou Jesus nie. Ek ken nie die Jesus van die wêreld. Ek ken nie die Jesus. En hy kom. Hy kom. Weet verseker. Hy is op. Terug na die later ween toe die laaste kragtige werking van die Heilige Gees wat die Here vir my en jou en hy. Hy sê wees geduldig broers, Jakobus 5:7 tot op die wederkoms van die Here. Die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en hy het geduld totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Moenie haastig wees nie, wag op die Here se perfekte tyd in jou lewe. Soek hom. Wees geduldig. Soek hom. Hou jou lampie aan die brand. Soek hom en jy gaan die laat reën ontvang. Maar as jy ongeduldig raak en opgee, gaan niks op die land wees nie. Geen mos. Niks. Want hierdie getuies moet vir 3,5 jaar getuig tot die wederkoms van Jesus en sê, nou man net, hy wil jou een van hulle hê. Hoe sal ons? Vier uit jou mond. Kragtige dade. Die Engelse praat van exploits, ek het iewers hier, weet nie waar nie. Praat van exploits, kragtige dade wat gaan gebeur. In die laaste dae gaan die Here sy gees uitstort op alle vlees. Kinders sal profeteer, jonges sal gesigte sien, ou mense sal drome droom. Diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort en hulle sal profeteer. Dis vir jou. Dis vir jou hierdie, nie vir my nie. Ek word geroep om hierdie vir jou te sê, dis vir jou. Vat dit jou nou toe, asseblief. Hou op om daarvoor te sê nee. Dis joune. Hy sal wonders gee bo in die hemel en tekens op die aarde, bloed, vuur en rookdamp. Deur sy getuies, hy wil dit deur jou doen. Die Here gaan sy jou opbring. Jy sal nie die son kan skryf nie, maar watch, kyk wat gaan gebeur. Dis binnekort gaan ons dit bespreek. Bly by my. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed voor hy groot en deurligtige dag van die Here kom. Tot dan wil hy vir jou gee, sodat jy kan getuig. Hou op, skaam wees, kind van God.
Openbaring is nie 'n tyd. Is nie 'n tyd net van vervolging en die spel wat gemaak. Dis nie 'n tyd net van vervolging nie, maar ook van oorlog. Hier is daai stuk wat ek vir jou wil sê. Kyk mooi hierso wat sê daar. En jy moet nou maar besluit of jy wil deel wees hiervan of nie. En dan weer in jou gaatjie wil gaan bly wegkruip in jou hoekie sit. En jouself jammer kry. Bang wees om jou mond oop te maak. Gooi baie beskuldigings na julle kind toe, maar ek dink is tyd dat dit gedoen word. Ons wakker word, kies. Trek die skoen aan as hy jou pas. Dan in vers 32 tot 35, die koning, naamlik die Antichrist, sal die wat aan die verbond ontrou is, deur vleiery verlei tot afvalligheid. Dan word die wat aan die wet van God ontrou is, die wat aan die nuwe verbond van die Heilige Gees verredding in Jesus Christus ontrou is, hulle gaan gelei word tot afvalligheid. Ongelukkig, meer dan 60% van die kerk. Maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Staan so, dis Daniël wat dit geskryf. Dis wat die engel vir Daniël gesê, wat God vir die engel gesê, om vir Daniël te sê, om neergeskryf, sodat ons die boodskap kan kry. As jy jou God ken, sal jy vasstaan. Maar jy moet jou God ken, want die verleiding is daar. Die verleiding is daar, die valse profete is daar. Jy moet jou God ken, dis nie my werk nie. Dis jou werk. Jy ken jou God. Die wat hulle God ken, sal vasstaan. En daai vasstaan, hoor hierso. Die Engelse sê dit so mooi. Hulle praat van exploits. They will do exploits. Ag ja, ons het nie 'n woord in Afrikaans daarvoor nie, maar dit kom daarop neer, 'n heroic act, a deed of renown, great noble achievement. Jesus het vir jou laat gebore word in hierdie laaste dae, want hy wil hê jy moet 'n act of renown doen in sy naam. Hy wil hê jy moet 'n great noble achievement wees in sy naam. Hoop wegkry. Elia het hom in die bos gaan lê. Het homself jammer gekry. Toe Isebel vir hom sê, ek gaan jou doodmaak. Toe hard moet hy gekrip oor 'n bos weg nadat hy 300 profete doodgemaak het. Skrik in sy broek in die bewe. Wat het die Here gedoen? Dink jy die Here het daar kom staan en sê, aksies tog. Kom ons hy klim uit jou depressie uit. Vat hierdie kos, eet dit, en gaan loop doen jou job. Depressie is van Satan, Elia. Selfbejammering is van Satan. Hou op om jouself jammer te kry, klim uit die bos uit en gaan doen jou job. Act of renown, great noble achievements, het die Here op jou naam. Jy hoor hierdie boodskap verniet nie. Daar is verstandige leiers wat die leiding sal gee aan die mense. Soek hulle. Maar hulle sal 'n tyd lang doodgemaak word, verbrand word, gevange geneem word, geplunder word. Wanneer dit hulle tref, sal hulle 'n bietjie hulp ontvang en baie sal vir die skyn by hulle aansluit. Meer dan 60% is vir die skyn by die kerk. Het dit nou nog gelees? Dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk, nou weet wat ek nou nog gesê, hoekom daar leiding moet wees, hoekom daar swaar kry moet wees, gelouter kan word, gesuiwer kan word, gereinig kan word, tot die eindtyd. Jy word gevorm, gelouter, jy word gesuiwer, jy word gekies, jy word gereinig, en dit wat vuil is, haal die Here van jou af. En die wat deur die vervolging staan, o, wat 'n wonderlike beloftes is daar vir hulle. Ken jy daai beloftes? Weet jy wat vir jou wag, kind van God? Is dit jou hoop? Het jy daai hoop vir dit wat kom, as jy gelouter, gesuiwer en gereinig kan word? En jy voor die aangesig van die Here kan kom en hy sê, hier is jou
Geen motorrus kan dit vernietig nie. Baie meer as die ewige lewe. Baie meer. Gaan hierdie loutering deur. Word gesuiwer. Word gereinig. Sodat jy daai erfporsie kan laat voer. Dat is jou. Jou naam staan opgeskryf. Dat is jou. Maar jy laat nie praat. As jy alles opweeg, dan sta jy lampie baie maklik om aan die gang te hou. Lijkbome en kandelaar is die getuienis van die kerk. Om op te som, hulle sal moontlik sonder 'n krag ontvang van die Heilige Gees. Hulle sal werklik tekens en wonders doen. Hulle sal oorlog maak teen die Antichrist vir 'n tydperk van 3,5 jaar. Hulle sal oorwin word. Dis daai lig wat skyn. Hulle opstaan met die dood en daai Antichrist en Satan en die bose magte wat ons al vir 2000 jaar treiter staan maar verbaas en hulle kan nie soveel doen om die totale oorwinning is binne Christus Jesus my koning. Nie van jou koning is my koning. Die oorwinning is binne Jesus Christus my koning. En ek kan nie soveel doen nie. En ek weet, hier is dit nou. Die oordeel is hier vir hulle. Hulle gaan hel toe. Hulle gaan voor ewig brand. Hulle gaan vir ewig uitgewerwe word. Hulle gaan nie naby ons kom nie. Ek en jy staan in Christus Jesus. Ons koning, ons Here, ons staan gerouter, gereinig voor die Here, voor die koning van ons erfporsie is vir ewig saam. Niemand kan jou seer maak. Niemand kan jou laat huil nie. Niemand kan jou laat hartseer wees. Niemand kan niks aan jou doen nie voor dit matter. Want jy het 'n nuwe liggaam. Jy is kind van God. Laat jou lampie brand. Wees reg om oorlog te maak. Wees reg om jou lewe te gee. As dit daarop kom. Jesus het sy lewe gegee. Gelowiges is in Openbaring. Openbaring 6 vers 9 tot 11, gaan net nie in diepte behandel nie. Ek gee dit net 'n verwysing. Die 6de seël word oopgemaak en die gelowiges wat reeds in die hemel is, bid vir die wat nog op aarde is. En hulle word gesê, hou 'n bietjie vas, bid nog, want daar is nog gelowiges wat doodgemaak word. Dis 'n bevestiging dat in Openbaring se tyd gaan gelowiges doodgemaak word. Binne in hierdie ster is verheerlik. Dis nie verniet nie. Hoe God se koninkryk kom sê, ek verstaan nie so. As jy jou kop wil afkap terwille van jou geloof, go for it. Staan, nie eens baklein, staan, en gaan. Kyk wat doen die gelowiges in geloof. As jy jou kind wil doodmaak terwille van jou geloof, laat hy dit doen. Dis die realiteit. As jy jou man of vrou wil doodmaak terwille van jou geloof, laat hy dit doen. Dis die realiteit. En jy sal verstaan as jy voor die Here staan. Jy sal verstaan. Openbaring 7 vers 13, nog steeds in die 6de seël, bevestig die verdrukking en vervolging van gelowiges wat reeds in die hemel is. Dit is diegene wat in die groot drukking en verdrukking gesterf het vir hulle geloof. Ek sal later daaroor meer praat. Openbaring 11 vers 15 tot 19 leer ons van die 7de trompet, die laaste trompet. Waarvan gepraat word in 1 Korintiërs 15 vers 52. Vers 17 van Openbaring neem Jesus die koningskap terug wat die wederkoms beteken. Dan dit is die wederkoms kom hy en hy vat die koningskap van die wêreld terug. Want is sy wêreld, is sy erfporsie uit om deur hom tot hom, is alles ek en jy. Dis syne anyway. Ja, maar net Satan so 'n bietjie toe om hierdie lys, suiwerings en loutering proses aan te help sodat hy kan die ware gelowiges hulle wat ware vonkies kan laat erf. Jesus kom en hy vat dit terug in die 7de trompet. Sal later daaroor meer praat. En dan in vers 18 beloon hy die gelowiges.
En dis waar die gelowiges se storie ophou. In Openbaring. Dis waar hulle fight ophou. Dis wat die 7 troep weet. Tot dan. Trek aan jou wapen rustig. Staan op. Fight. O, bang is man. Kyk wie staan agter my. Kyk wie staan agter my. Gaan doen jou getuienis. As mense jou daarvoor verwerp, sal hulle probeer dis jou. As mense jou haat ter wille van jou geloof, dis hulle probeer dis jou. Kom ons gaan opnuut in liefde na die Koning van die konings, die Here van die Here, ons verlosser, leidsman, saligmaker, en die wete, ons beste kom nog. Ek los jou.